Gewaardeerde luisteraars, Pastoor Frans Huberg van die Kruis Triomfeer Bediening. Ek groet u in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker, ons komende Koning. Ek glo ek vind u gesond liggaam, siel en gees met 'n reikhalsende verlange vir die wegraping van die kerk van Jesus Christus. Nou, terwyl Jesus nog vertoef om te kom, het ons nog die geleentheid om mekaar in die oë te kyk met hierdie tegnologie wat hulle noem videoopname. Ek sit hierdie kant van die mikrofoon, u sit daai kant van die mikrofoon, en tog kyk ons mekaar in die oë en ons kan mekaar opbou in ons allerheiligste geloof. Ek glo dit is wat ek vandag sal kan doen. Ek gaan vandag met 'n reeks begin wat ek gaan bedien uit die boek Judas. Ek glo dat daar's min mense wat preek uit die boek Judas. Ek het na Jack Hibbs geluister op 'n stadium, en hy het bedien uit die boek Judas, maar ek het nog nooit 'n Afrikaanse ou gehoor wat bedien uit die boek Judas nie. So kom ons probeer, ons luister wat die Heilige Gees vir ons wil gee en wil sê, en ons kyk, ek gaan nie lank praat nie, op 'n slag nie, ons kan liewerste dit op 'n meer gereelde basis op die groep plaas, as wat jy nou vir 40 minute lank na my wil sit en kyk. Maar kom ons bid eers voor ons begin. Vader, ons sê vir u dankie, dat ons die geleentheid het om met mekaar te kan praat, en wel oor hierdie onderwerp, die boek van Judas. Here, ons verstaan nie alles nie, maar help u ons om te verstaan wat die Heilige Gees vir die gemeente wil sê. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Die boek Judas, vers 1, kom ons lees. Judas, 'n diensknegt van Jesus Christus. Nou moet u mooi die onderskeid sien. En dis hoekom ek in die vorige programme en op baie geleenthede gesê, daar is nie meer apostels en profete nie, fondasiebouers nie. Hierdie ouens, en ek kan dit nou maar noem op hierdie groep, Ad Boshoff, Nikki van der Westhuizen, ek ken nie almal oor see wat dieselfde handhaaf nie. Kan nie nou dadelik aan name noem nie, maar ek praat van Suid-Afrika wat hulle self apostels noem. Ek sien baie op radiostasies apostels so en so en apostels so en so, en ons verwelkom apostel en apostel word geëer. Ek wil vir u sê, daar is nie meer apostels en profete nie. Efesiërs sê vir ons, hy het sommige gegee. Eerstens apostels en profete. Daarna evangeliste, herders en leraars. Hy het vir ons apostels, en jy gaan verstaan wat ek probeer sê as ons nou weer na die skrif gaan. Hy het eerstens die apostels en die profete gegee om die fondasie te lê waarvan Jesus Christus die hoeksteen is. En nou kyk jy, daar is nie meer nodig om 'n fondasie te lê nie. Dit is nie meer nodig vir profete nie. En ja, die Here kan 'n profeet stuur. Ek weet van geleenthede wat mense deur die gawe van profesie 'n boodskap en 'n woord aflewer. Maar ons het nie profete en apostels soos ons dit gehad het met die begin van die kerk. Ja, maar ons het evangeliste, herders en leraars nog steeds, omdat die werk van die Here aangaan. En nou kyk ons, Paulus sê vir hulle, ek is 'n apostel. Petrus sê vir hulle, ek is 'n apostel. Nou kom ons by Judas. En Judas sê ek is 'n diensknegt. Hoekom het hy nog sommer die status gevat van apostel nie? Want hy was nie 'n apostel nie. Hy sê hier, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n broer van Jakobus, aan die wat geroep is in God die Vader, geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. Hy noem homself die broer van Jakobus, maar hy noem hom steeds nog nie apostel nie. Hoekom nie? Want hy is nie een nie. Tyd was verby. Maar nou kom hy en hy kom skryf 'n brief wat opgeneem is in hierdie Bybel, waarvan ons moet kennis dra. Nou ek wil net vir u sê dat die briewe van Paulus, Romeine tot Filemon,
is gegee vir die heidene, vir die heidense kerk, vir my en vir jou. Hierdie brief is geskryf aan die Joodse Christene, ook Hebreërs, ook Petrus, Jakobus, die ander briewe is geskrywe vir Joodse Christene. Dit beteken nie ons moet daai boeke uitgooi nie, dit beteken net ons moet baie mooi die woord sny. Paulus praat 'n sekere taal, hy praat die taal van die heidene. Petrus en Judas en Jakobus praat 'n ander taal, hulle praat die taal van die bekeerde Jode, sodat die Jode kan verstaan. Want kom ek gee 'n voorbeeld, die Jode het nog die ding wat hy om sy skouers gooi, die gebedsmantel, hy kan dit doen, want dit is 'n Joodse tradisie, dit is nie 'n Bybelse tradisie nie, maar dit was nooit van toepassing op die heidene nie. Die bekeerde Jode, die Messiaanse Jode kan nog die feeste hou. Die heidense Jode, ek en jy, hou nie die loofhuttefees nie, ons hou nie die feeste nie, ons hou nie die feeste nie. Hoekom nie? Want die heidene het dit nooit gehou nie. En toe jy waaragtig tot bekering gekom het, en jy jou lewe vir Christus gegee het jy nie 'n Jood geword nie. Jy is 'n bekeerde heiden, uit die heidense nasies. En wanneer 'n Jood tot bekering kom waaragtig, dan word hy deel van die liggaam van Christus. Hy word nie 'n bekeerde heiden nie, hy word 'n Messiaanse Jood, hy word 'n bekeerde Jood. En hy het sekere tradisies wat hy nakom, wat ons nie nodig het om na te kom nie, want ons is nie Jode nie. Jy het nie nodig om die gebedsdoek oor jou te gooi nie. Jy het nie nodig om terug te gaan na jou Joodse wortels nie, want jy het nie Joodse wortels nie. Maar wanneer ek uit die boek Judas vir u bedien, wat skryf aan die Jode, dan bedien ek u om u op te bou in u allerheiligste geloof. En dit is wat hy hier sê, hy sê, Judas se diensknegt van Jesus Christus. En u en ek is ook 'n diensknegt. Ons is eerstens kinders van die Here, maar ek bedien vir u die woord. En dit beteken ek is 'n diensknegt van die Here Jesus Christus, want ek verkondig die evangelie van die kruis. En wat ek preek uit Judas uit, preek ek ook vanaf die evangelie van die kruis. En dan sê hy, broer van Jakobus, aan die wat geroep in God die Vader, geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. Want hulle word bewaar, hulle is in verstrooiing, hulle is in groot verdrukking, soos vandag die Jode wêreldwyd net so in verdrukking is. En die slag op die huidige stadium is dit nie die bekeerde Jode wat in verdrukking is nie, maar die Joodse volk van God self is in groot verdrukking, groot oorlog, groot probleme. Maar dit is als aan die einde. Ek wil sommer hier invoeg, het niks met wat ek eintlik wil preek hier uit nie, wil ek praat so uit my hart uit. Die feit dat daar oorlog in Israel is 'n betekenis dat die einde is hier. Ons leef nie meer in die laaste dae nie. Ons leef in die laaste ure. Ons moet wakker slaap. Ons ore moet oop wees, want baie binnekort gaan die bassein weer klink en ons gaan hoor, kom op hierheen. En ons gaan Jesus Christus in die lig ontmoet en van daar af gaan ons hemel toe om aan die Vader voorgestel te word. Openbaring hoofstuk 4, die oomblik as die bassein blaas. As mense wat sê dit beteken nie, ons gaan hom in die lig tegemoet en dan gaan ons hemel toe, dit beteken ons kom terug aarde toe. Nee. Die wegraping vind plaas aan die begin van hoofstuk 4 van Openbaring. En as jy daar gaan lees, is ons skielik geroep en ons staan op daai kristalsee voor die troon van God. Ek sien uit daarna. Ja, ek het ook probleme, ek het ook issues. Ek het ook dorings in die vlees waarmee ek beklei en waarvoor ek God se genade nodig het elke dag.
Ek is nie die heilige wat jy dink ek is as jy na my prentjie kykie. Jy ken my nie as mens nie. Maar weet dat ek is maar net 'n mens. Ek is maar net dieselfde stryd en verdrukking en probleme as wat jy het. Ek moet ook kos op die tafel sit. Ek moet ook my werk probleme uitsorteer. Ek moet ook mense se probleme uitsorteer. Ek moet ook my huis reg hanteer. Al hierdie dinge kom op my pad langs. Maar hoekom kan ek hier sit en vir jou in die oë kyk en vir jou sê dat ek het vrede in my hart? Want my vrede hang nie af van hoe ek sukkel met die doring in my vlees nie. Daar's geloof in my hart, want my geloof hang nie af van my omstandighede en die verdrukking nie. Ek het blydskap, want my blydskap hang nie af van my omstandighede nie. Maar ek is net 'n boodskapdraertjie wat jou wil oplig in die allerheiligste geloof. En daaroor kom hierdie vers baie mooi en baie duidelik in. Vers 2. Nou sê Judas, mag barmhartigheid. O, my vriendin, ons het barmhartigheid nodig. Wanneer ons, en ons gaan in hierdie reeks dalk 'n paar name noem, en ons gaan kyk na wredewolwe vanuit Judas, want hy waarsku teen wredewolwe. Ons gaan daarna kyk, ons gaan daaroor praat. Maar ek wil vir u sê, ons het in hierdie tyd waarin ons lewe, met hierdie groot hyperkerke, met hierdie ouens wat op die kansels kan klim en misleiding bring, het ons barmhartigheid van God nodig. Hoekom barmhartigheid? Sodat ons hierdie sake kan aanvat met nederigheid. En dat ons kan bly binne die waarheid van die woord van God, in die blaaie van die woord. Het ons barmhartigheid nodig, maar ons het ook vrede nodig. Daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, ongeag wat om my gaan, ongeag die storms wat woed, ongeag omstandighede, ongeag predikers wat die waarheid verdraai, ongeag mense wat ons minag, ongeag mense wat nie ons boodskap ter harte neem nie, ongeag mense wat verskoning, wanneer ek opgewonde raak, kan my stem nie bybly nie. Na soveel jare se prediking wil die stem regtig nie bybly nie. Ongeag al hierdie dinge, moet ons daai vrede hê in ons harte, wat die wêreld nie verstaan nie. En dan sê hy, en liefde. O, my broer, my suster, het ons nie liefde nodig. Ons het liefde nodig van ons vrou. Ons het liefde nodig van ons kinders. Ons het liefde nodig van ons makou mannetjie op die berg. Ons het liefde nodig van ons kat, van ons hond, van ons bure, van ons kleinkinders. Maar ons het liefde van God nodig en ons het dit. En dan kan hierdie liefde wat God vir ons gee, onuitsprooklike agape, goddelike liefde, deur ons vloei na hulle wat die waarheid van God nie verstaan nie. En dis hoekom ek hierdie boodskappe gaan bring oor Judas, sodat ek jou kan bemoedig in jou allerheiligste geloof. En dan sê hy dieselfde wat Petrus sê. Petrus sê ook dat al hierdie dinge vir ons vermenigvuldig word. Kom en hy sê, laat al hierdie dinge vermenigvuldig word. Met ander woorde, laat barmhartigheid meer en meer en meer word. Laat vrede meer en meer en meer word. En laat liefde meer en meer en meer word. Moenie kwaad word en kwaad met kwaad vergeld nie. Maar kyk na die kruis van Golgotha. Hou jou oog gefestig op Jesus, ons leidsman en volëinder van ons geloof. Kom ek lees vir julle daai versie in Hebreërs. Hebreërs 12. Kom ons lees vers 1 en vers 2. Daarom dan, broeders, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, dis nou Hebreërs hoofstuk 11,
Dit is nie menende dat mense in die hemel staan en hulle ons kyk soos wat hulle op 'n balkon staan en ons hardloop die reis en ons aanmoedig nie. Nee, ons kyk na hulle lewe. Dis hoekom jy kyk na die ouens in die Ou Testament. Jy kyk na hulle lewe. Nou, as 'n voorbeeld en 'n waarskuwing, hy sê, daarom dan terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elke las aflê. Laat ons elke las aflê. En die sonde wat ons so maklik omring. Nou, sê baie mense, weet jy, ek kan nie anders as om te sondig. Wetend, onwetend, gedagtes, gedade en alles daai lang rykie. As dit jou filosofie is, moet jy by die kruis uitkom. Jy moet jou waaragtig bekeer dat God jou kan help. Maar hier praat hy met 'n kind van die Here. En hy kyk jou in die oë, hy sê, nou gaan ek die woorde gebruik wat nie hier staan nie, maar dit is hoe ek dit sê. Is jy nog 'n slaaf van rook? Lê dit af. Is jy nog 'n slaaf van drank? Lê dit af. Jy het die vermoë deur die bloed van Christus, deur die krag van die Heilige Gees en deur die opdrag van God om sonde af te lê. Die versoekings wat jou so maklik omring. 'n Versoeking is nie 'n sonde. Wanneer jy aan daai versoeking toegee, baar dit sonde. Dat word sonde en dit baar die dood. Maar jy het die reg om te sê nee. Ag asseblief, rook my. Nee, ek is klaar met jou. Ag asseblief, drink my, sê die drankie. Nee, ek is klaar met jou. Ag asseblief, verloor jou geduld. Nee, ek is klaar daarmee. Hy sê, en ek gaan dit weer lees, laat ons elke las aflê. Rook is 'n las, drink is 'n las, geduld is 'n las, valse leringe is 'n las, verkeerde gesindheid is 'n las. Hy sê elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Dis maklik om 'n sondaar te wees. Dis maklik om sonde te doen. Maar dit kos dissipline om 'n kind van God te wees. En dis hoekom daar baie mense is wat wegbeweeg van die waarheid van God se woord en agter hierdie dwaalleringe aangaan om die eenvoudige rede, dis makliker. Dis makliker om Kenneth Copeland se nonsens te volg as om die woord te glo. Dis makliker om agter Jesse de Plantes aan te hardloop as om die woord te glo. Dis makliker om agter Ad Boshoff aan te hardloop as om die woord te glo. Jy het dissipline nodig. Nou sê hy vers 2. Hoe kry ek dit reg? Hoe kry ek die boonste versie reg? Kom ek herhaal weer. Laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Hoe loop ons daai wedloop? Die oog gefestig op Jesus, die leidsaam en volëinder van ons geloof. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is. Wat 'n vreugde. Ek en jy. Voor die kruis het die Here vir hom gewys. Ek het die kruis nodig. Ag, dankie Here. Wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Halleluja, halleluja. Hy het aan die regterhand van die troon van God gaan sit nadat hy die prys betaal het, want hy het die vreugde gesien, ek en jy wat hom gaan dien. My vriend, my vriendin, dien hom. Dien hom met alles wat binne in jou is. Dien hom ten spyte van die doring in die vlees. Dien hom ten spyte van verdrukking. Dien hom ten spyte van valse wrede wolwe. Dien hom met volharding. Baie dankie Here dat U ons help. As ons oog gefestig bly op Jesus, U ons help om met volharding hierdie pad te loop. Ons loof U daarvoor. In Jesus naam. Amen en amen. Onthou, dis nie werke wat jou red nie. Dis genade wat jou red. Maar uit genade vloei werke. Uit geloof vloei werke. Daai werke hou jou dat jy kan volhard in die geloof. Mag hy met U wees tot ons weer gesels in Jesus naam. Amen en amen.